Aan sy boervolk, Joe Lawrence hier van Katoo. Ek staan hier voor julle en ek bring vir julle die belangrikste boodskap van hierdie eeu, van ons generasie, in Afrikaans. En ek staan vir hierdie naam waarvoor ek afgeskryf is deur my familie, volgens Matteus 19 vers 29 tot 30. Ek staan hierso voor julle vandag, met 'n baie belangrike boodskap, want toe ek so begin, as Johan verskyn in Suid-Afrika, toe breek die coronavirus uit in Wuhan City, en ek bring vir julle 'n boodskap, boervolk. Daar is nie meer 'n kerk nie. Die kerk se tyd het uitgeloop, volgens Openbaring 13 vers 3 tot 6. Die irrigasie vir Zeus het uitgeloop. Kyk, daar is nie 'n Zeus nie, wat ons moet aanbid nie. Die Zeus is volgens Openbaring 12 vers 12 op die 23ste dag van September 1994 het sy einde al begin. Toe hierdie persoon 'n de Klerk ontvang het, toe de Klerk die land weggegee het. Min het Satan geweet sy dae word afgetel. En op die 23ste September van 2017, toe gebeur Openbaring 12. En Openbaring 12 vers 12 sê, die Satan is uit die hemel uitgegooi en die hemel is verheug, omdat daar 'n persoon is in die boervolk se midde wat die hartklop van die eerste hartoortplanting profeseer. Daar gaan 'n nuwe hartklop kom en dit gaan uit die Suid-Afrika uitkom. En die Pope, you are watching me. Donald Trump, you are watching me. Ek praat Afrikaans. Julle sal Afrikaans leer van nou af. Hierdie persoon wat julle sien, is die val van Satan. Babel se kerke gaan val. Elke persoon reg oor die wêreld wat Afrikaans kan verstaan, vat hierdie boodskap en laat hy viral gaan. Want Joe Lawrence van Katoo is die oorsaak van Openbaring 12 vers 12. Hoor jy die magtige treuning, oor die veld kom dit wyd gesweef. Dis die lied van 'n volk se ontwaking, wat harte laat sidder en beef. Satan, vat jou hyenas, wat hulle self op troontjies neersit voor in die kerke, en vir die skape wys dat my Vader se huisreëls nie meer belangrik is nie. Vat jou skapies, vat jou hyenas en laat jy gaan, want jou tyd het uitgeloop. Kersfees, Jeremia 10 vers 4 sê Kersfees is verby. Ons gaan nou welgeluksalig wees, elke dag van ons lewe. En ons gaan nie net wag vir Kersfees van Jeremia 10 vers 4 nie. Die Christ staan teen die Messias, en die Messias staan teen die Christ. Pieter Petzer, Steve Hofmeyer, Japie van Zyl, ek kan die name aannoem, maar julle is die 3 mense wat hoog uitstaan. Julle gaan nou vir die volk, julle gaan ophou om verdeeldheid te bring tussen die volk, tussen wit en swart. Julle gaan ophou om verdeeldheid te bring tussen wit en swart, want julle gaan mense se lewens veroorsaak. Julle gaan dood veroorsaak. En my Vader staan nie vir dood nie, maar die Satan is wel uitgegooi. En hy is briesend oor dat Joe en sy vrou vir 40 dae lank seksueel gevas het. Waaroor gaan hierdie seksuele vas? Dit gaan oor die feit dat die vyand seksueel gedelusioneel versteurd is. En hy plant daai saadjie in jou kinders se koppe, wanneer julle toelaat dat daar gay-seepies op julle TV's is. Van vandag af kan ons die plaasmoorde eindig. Van vandag af
as julle luister met julle 2 ore en met julle siel. Luister na wat hierdie persoon vandag vir julle sê. Donald Trump, if you don't want to die, you are going to listen to what I'm telling you today. You are going to tell America to remove the churches. You're going to change the churches into houses where the homeless people can go and wash, where the homeless people can go and get encouragement, where they can wash. You can put some lockers in those churches because there is not supposed to be any church. Die kerke se deure gaan toegemaak word en dit gaan omskep word in huise vir die boemelaars waar hulle kan gaan stort, gaan kyk na Kreersdorp se saal waar die mense moet uitgaan om R25 te gaan verdien en as hulle terugkom dan kan hulle 'n bord warm kos kry en 'n warm shower en hulle kan rustig in 'n bed slaap. 150 mense in een saal. Dan kom hierdie balpriesters en hulle sien die man op die verhoog staan en hulle maak die vensters toe dat hulle kinders nie kan sien daar staan 'n wit man met 'n wit kleed wat die ware boodskap wil bring. Die pastore wat kyk hoe daai mense, hulle laat toe. Laat daardie mense in daai saal ontklee voor hulle kinders, maar toe hierdie persoon op die verhoog gaan staan, toe maak hulle die vensters toe. En nou gaan Vader die vensters vir julle toemaak, julle valse leraars, julle predikante wat julle self op 'n troontjie neersit en met die skape daaronder praat. Julle wolwe met die skaapklere aan. Se tyd is verby. Julle deure word toegemaak, soos wat julle die deure toegemaak het, dat julle kinders my nie kan sien op daai verhoog staan nie. Tyd is verby. En ek sê vandag vir julle, gaan kyk met jou eie oë boervolk. Jy is veronderstel om die hoof van jou huis te wees. Vat die Bybel en lees die Bybel. En daarin sal jy die volgende sien. Die Christus en die Messias is die yster en die klei wat nie kan meng nie. Hierdie naam wat julle sien op my voorkop is die yster. Jesus, Yeshua, Yahshua en al hierdie ander name wat julle probeer inbring en dit vermeng, is die verbastering waarvan die Bybel praat. Nie wit en swart nie. Want julle kan nie sien, daar's 'n wit lyn en 'n swart lyn wat die einde is nie. Daai twee kom nie in die kleure van die reënboog voor nie. Wat is tussenin? Ons is tussenin. Daar's nie wit en swart nie, maar dis die Satan wat wil hê wit moet teen swart opstaan. Dis wat sy plan is. Johannes 4 vers 25 sê vir jou van die yster en die klei. Johannes 4 vers 20 sê: U is die Messias wat Christus genoem word. Daar sien jy Messias en Christus in een vers in jou Bybel staan. Al twee Romeinse of Griekse woorde wat nie verander kan word nie. So het die Romeine en die Grieke gekom en die naam van die Messias gaan verander. En nou aanbid julle volgens die Bybel in Openbaring 13 vers 3 die dier verwonderd. Julle loop verwonderd agter die dier aan julle vra wie is gelyk aan hierdie dier. En toe kom Joe Lawrence en hy steek die kerk as 'n dier aan die brand en ek wys vir julle ek is nie deel van daardie klomp wat die dier blindelings aanbid nie. Kom uit die kerk uit. Vandag, as julle vandag uit die kerk uitkom, dan sal die plaasmoorde vandag eindig. Nie môre nie. Stel nog so 'n bietjie uit. Ek wou nog 'n bietjie uitgestel het. Ek wou eers die 18de my staf gaan haal het in Katoen. Ek wil hê kom staan net voor julle met my staf in my hand, maar elke keer wat ons uitstel, gaan daar nog 'n moord gepleeg word deur die Satan en sy trawante. So, die yster en die klei, die anti-Messias is die Christus van die Christmastrie van Jeremia 10 vers 4. Die Messias is die anti-Christ wat teen die Christus staan, wat al vir 3.500 jaar heers, wat volgens Openbaring 13 vers 6 sy uurglasie leeg geloop het. Ek doen hierdie sodat julle kan sien wie ek is, waar ek vandaan kom, dat ons mekaar in die oë kan kyk. Dat julle kan sien wie bring hierdie boodskap vir julle in Afrikaans. Want daar gaan 'n klomp ander wees wat die skoen gaan wil aanpas.
En hulle gaan nie die yskom kan aanpas nie. So, hierdie persoon bring die nuwe doop. En elke persoon wat gedoop gaan word, gaan teen die valse Messias staan. Hy gaan bekend staan as die Antichrist, of as Antichrist. Want julle gaan teen hierdie kersboom valshede, Santa Claus se valshede staan. En julle moet hierdie boodskap deel. Ek gaan dit ook op die YouTube sit. Ring the bell, share, soos wat oom Scotty sê, wat ook vir as poestertjie weggesteek het. Scotty, your doors are going to close in Australia, because you have hidden as poestertjie. Cinderella, hey, ons gaan nie nou met jou praat op die 7de nie. Jy en Marina is deel van die Satan se hyenas, en julle deure gaan toemaak. Ok, so, in Johannes 4, vers 25, staan die volgende geskrywe, die Messias, wat genoem word Christus. En dan gaan kyk jy ook in Daniël 5 vers 12, wat het Nebukadneser, die koning van Babel, wat jou Bybel verander het, na Bybel toe. Hulle het vir Daniël Belsasar genoem in Daniël 5 vers 12. Jy is veronderstel, jy wat die man is van jou huis, is veronderstel om die hoof te wees van jou huis. Jy is veronderstel om die boek op te tel en te lees. En nie agter die wolwe met die skaapklere aan te loop nie. Voor in die kerk te gaan sit en sê, hier is ek, hier is ek dominee, predikant, hier is ek. Dis verby, die deure gaan toemaak, Christmas is verby. Die nuwe era, onder die orde van Melchisedek, het begin, toe ek in hierdie kleed verskyn het, voor die mense van Suid-Afrika, wat my uit Key West Mall uitgegooi het, in Kreersdorp. Handelinge 14, vers 12 en 13, wys ook vir jou, wat hulle gedoen het met Paulus en Barnabas se name, net soos wat hulle gedoen het met Yahusha se naam, en hom verander het na Zeus toe, en die spotlight van Yahuwah die Vader afgehaal het, en hom op Zeus gesit het, en nou aanbid jy die dierblindelings. En jy vra, hoekom gebeur op Psalm 91 vers 14? Nee, julle vra, hoekom is daar plaasmoorde? Julle vra, hoekom is daar kanker? Julle vra, hoekom word my kind gay? Maar julle gee julle goedkeuring daarvoor in Romeine 1. En julle gaan dieselfde straf kry as hulle wat dit doen. Jou dominee het toegelaat dat daar gay mense trou in sy kerk. Hy laat dit toe en nou kry hulle die straf. Hulle deurtjies gaan toegemaak word deur julle. Boervolk, die nuwe era het begin. Hoor jy die magtige dreuning? Oor die veld kom dit wyd gesweef. Dis die lied van 'n volk se ontwaking, wat harte laat sidder en beef. Gaan julle saam met my staan? Of gaan julle val saam met die Babelkerke? Vandag gaan alles verander. Nie môre nie, ons gaan nie meer uitstel nie. Ons gaan opdaag by die parlement en ons gaan vir die parlement sê, maak die kerk se deure toe, maak van hulle safe houses vir die boemelaars. Sit sensors op ons sepies, verwyder die gay mense van ons sepies af. Laat hulle in hulle eie Sodom en Gomorra hulle gay geite voor hulle eie kinders gaan voor. Nie voor my kind se oë nie. Laat my kind dink dis reg nie. Wyk Satan, laat jy gaan. Vandag kom die verandering. Nie deur die boer se roer nie. Nie deur die panga van Malema nie. Maar deur die woord van die Vader. Nie deur krag of geweld nie, maar deur my gees. En as julle klaar gedoop is deur my, dan kry julle so gekleed met 'n staf en leerplakkies. En ons gaan die wêreld verander in Afrikaans. Deel hierdie boodskap met jou mense in Australië, in Amerika, in Europa. Want ons gaan opstaan daar waar julle is. Vader het ons bymekaar gebring in Suid-Afrika, ons het nuwe taal geleer en nou is ons weer versprei oor die wêreld. En nou gaan ons daar waar ons is, die wêreld in Afrikaans verander. Terwyl ons was. Julle kom van daai kant af, julle gaan by Libertas gedoop word. Julle ontvang julle wit kleed. Vanaf nadat julle wit kleed ontvang het, noem julle nie weer die woord God of Here nie.
Jy vergeet van Jesus Christus en jy aanbid die Vader deur sy oorspronklike seun, Yahusha, Messia. Ek staan hier voor in die kerk en sing. Hou op rook, hou op hoereer, maar jy doen dit self nie. Hou die Vader se huisreëls as jy in sy huis in wil gaan in wit geklee. Wit beteken reinheid. Hou op, opstaan, soos rasiste teen wit en swart, want dis julle wat gaan val. Deel die boodskap, so gou as moontlik. Baie dankie, met liefde aan julle oorgedra van die hartklop wat nie begin het. Wat geprofeseer is van deur die eerste hartoortplanting in die wêreld vanuit Suid-Afrika. Gaan julle agter my staan, of gaan julle teen my staan, soos die mense, soos my eie familie my weggegooi het? Ek vra vandag vir julle, gaan julle agter my staan, of gaan julle voor my staan? Die kerke en hulle dominees gaan voor, teen my staan, en hulle gaan verhoed dat hierdie boodskap so solidariteit my verhoed het om hierdie boodskap uit te deel, omdat ek die kerk se deur aan die brand gesteek het. So gaan die kerkleiers probeer om hierdie boodskap te keer om viral te gaan, en julle gaan my help om viral te laat gaan. Dankie vir julle wat geluister het. Dankie vir julle wat geluister het met hierdie en met hierdie. Want dis julle wat gaan deel. Dis julle wat die wit kleed gaan ontvang by die doop van Libertas. Libertas beteken vrymaak. In die hart van Suid-Afrika gaan julle vir my 'n plek reël, dat ek daar gaan bly en my vrou en my kinders daar kan kos op die tafel neersit. En dis daar waar ek die mense deur die Jordaan gaan vat, soos wat Handelinge 3 vers 22 sê. Ek is 'n mede-erfgenaam van Yahusha, Messia. Dis nie my naam wat hier op my voorkop staan nie. Dis Yahusha se naam. Ek is 'n mede-erfgenaam van hom. En ek bring hierdie boodskap van Handelinge 3 vers 22 vir julle. En as julle nie gaan luister nie, lees Handelinge 3 vers 23 en kyk wat met jou gaan gebeur. En met jou kinders. As julle nie hierdie boodskap deel nie, cool, geniet die dag. En as julle wil weet wat ek nodig het, ek het voeltjies saad nodig, wat ek daar vir die voeltjies kan strooi, en ek wil op die stoep sit, en ek wil dit geniet. Ek wil kyk hoe die voeltjies rondom my kom sit, en saad geniet. Ek het nie kos op my tafel nie, want ek is van my werk, het my werkplek uitgehaal. Maar, hier staan ek vandag, in 'n wit kleed, sonder 'n gewete. Pieter Dominee, sonder 'n gewete. Wat ook al gebeur het, my vader het dit raak gesien en my vader het my reeds vergewe, anders sal ek nie in hierdie wit kleed kon verstaan het nie. Hierdie Phoenix het uit die as uit opgestaan, en ek kyk nie terug nie, ek kyk voor my, ek kyk nie in die triespieeltjies soos Malema, en soos baie van die ander mense nie, na ons standbeelde, en die plaasname, en die dorpsname wat verander is nie, ek kyk voor my, op die nuwe koninkryk wat kom. En hierdie boodskap gaan die wêreld se bitter als wees, waarvan die Bybel praat as wormwood. Pope Francis, are you listening to me? You are looking for this person, and I know that you have found me, and I know that you are watching me like a hawk. Your doors are closing. Okay, we are bringing this world into the order of Melchizedek. No disorder. The house rules of the Father is going to be taught over these little phones inside your own house. You don't have to leave your house to go to church. You don't have to leave your house to go and watch Joel Osteen. You do it from your house. And you listen and you take up the Bible, the Word. And we are going to fix the Bible. We're going to put the original names back. Yahusha is the Messiah. Yahuwah is the Father. Klaar. All the other Bibles, get rid of them. Fix or die. Thank you.